Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou leer hoe werk maal en deel van gewone breuke. Ek gaan nou vir jou hierdie som op 2 metodes verduidelik. Die belangrikste wat jy moet weet wanneer ons maal of vermenigvuldig wanneer dit by gewone breuke kom, is ons kry nie die KGV nie. Nou aan die linkerkant, die eerste ding wat jy kan doen, onthou nou, die boonste getal is die teller en die onderste getal is die noemer. So ons kan gaan en die tellers met mekaar vermenigvuldig en ons kan sê 3 maal 2 is 6 en dan kan ons die noemers, die onderste getalle met mekaar vermenigvuldig en ons kan sê 4 maal 6 is 24. En dan kan jy daardie ook vereenvoudig na 'n kwart toe. Aan die regterkant gaan ek nou vir jou nog 'n metode wys. Nou wat 'n mens hier doen is ons sê ons maal en deel eintlik oorkruis. En dit beteken jy kan gaan en sê 3 kan in homself in 1 keer gaan en 3 gaan in 6 in 2 keer. En dan kan jy sê 2 gaan in homself in 1 keer en 2 gaan in homself in 1 keer. En dan wat het oorgebly? Bo die lyn die teller is 1 en onder die lyn 4 maal 1 is 4. Kom ons doen hierdie voorbeeld ook op 2 metodes. Weereens, ons kry nie die KGV nie. So aan die linkerkant, die eerste ding wat ons kan doen, is ons kan die tellers met mekaar vermenigvuldig en oppas nou net, hier het nou 'n min bygekom. So jy moet nou net eers onthou, 'n min maal en daar's 'n deurskynende plus is 'n min. En as ons dan die tellers maal, 1 maal 4 is dan 4, onthou dis min. En dan gaan ons die noemers met mekaar vermenigvuldig, 2 maal 5 is 10. En dan daardie ene kan vereenvoudig na min 2/5 toe. Aan die regterkant gaan ek nou weer vir jou wys as ons oorkruis maal en deel en uitkanselleer. So hier kan ons gaan en sê 2 gaan in homself in 1 keer en 2 gaan in 4 in 2 keer. En dan wat bly oor? Dan gaan jy sê 'n min maal 'n deurskynende plus is 'n min en bo die lyn 1 maal 2 is 2 en onder die lyn 1 maal 5 is 5. So maak nie saak watter metode jy wil volg nie, albei gaan vir jou die regte antwoord gee. Goed, in die eksamen sal die vraag sê vereenvoudig. Kom ons kyk na die linkerkantste een. 2/3 maal met 9. Nou, jou eerste ding wat jy moet doen is net soos toe ek vir jou geleer het hoe om breuke bymekaar te tel, moet jy eers gaan en daardie 9 van jou op sy deurskynende 1 sit, sodat hy altyd die breuke dieselfde lyk. En dan verkies ek om te sê 3 gaan in homself in 1 keer en ons gaan hom oor kruis uitkanselleer. 3 gaan in 9 in 3 keer. En dan wat bly oor? Bo die lyn, die teller gaan jy sê 2 maal 3 is 6 en dan onder die lyn 1 maal 1 is 1, so ons skryf nie daardie een nie. So die som se antwoord is 6. Aan die regterkant gee ek vir jou 3/5 van 5/12. Nou baie belangrik, jy moet onthou dat van in wiskunde beteken vermenigvuldig. So jou eerste werkie is om te sê 3/5 maal 5/12. Dan kan ons uitkanselleer en ons kan sê 5 gaan in homself in 1 keer, 5 gaan in homself in 1 keer. Ek het oor kruis uitgekanselleer. En ek kan gaan en sê 3 gaan in homself in 1 keer, 3 gaan in 12 in 4 keer. En wat bly dan oor? Bo die lyn 1 maal 1 is 1 en onder die lyn 1 maal 4 is 4, 'n kwart. As ons nou na hierdie voorbeeld kyk, aan die linkerkant 1 en 2/3 maal 3 op 4. Stem jy saam, ons het 'n gemengde getal. Die eerste term 1 en 2/3. So ons eerste werk is om daardie ding 'n onegte breuk te maak. En ons gaan dit doen deur te sê, ek gaan vir jou wys, deur te sê 1 maal 3 is 3 plus 2. Met ander woorde, daardie as 'n onegte breuk is dan 5 op 3 maal 3 op 4. En nou kan jy uitkanselleer. So nou kan jy sê 3 gaan in homself in 1 keer, 3 gaan in homself in 1 keer en daar bly oor bo die lyn
die teller. 5 maal 1 is 5 en onder die lyn 1 maal 4 is 4, dis die noemer. En stem jy saam, dit is nou nog steeds 'n onegte breek en ons gee altyd maar ons antwoord liewer as 'n gemengde getal. So daardie antwoord sou dan wees 1 en 'n kwart. Aan die regterkant vind jy nou 3 terme daar en weer eens is dit gemengde getalle en ons moet van hulle onegte breuke maak. So ons gaan dit as volg doen. Ons gaan sê 1 maal 8 plus 1 is 9 agtstes, maal die volgende een, 2 maal 7 is 14, plus 2 is 16 sewendes, en dan die laaste ene, 2 maal 5 is 10, plus 4 is 14 op 5. Nou is alles onegte breuke en nou kan ons uitkanselleer. So nou kan ons ver uitkanselleer, dit maak nie saak nie. Ons kan gaan en sê, 7 gaan in homself in 1 keer, 7 gaan in 14 in 2 keer. Dan kan ons na die 8 toe gaan. 8 gaan in homself in 1 keer, 8 gaan in 16 in 2 keer. En nou is daar niks wat verder kan uitkanselleer nie, so nou kan ons net vermenigvuldig. Ons teller, bo die lyn, gaan ons dan sê 9 maal 2 maal 2 is dan 36 oor en ons noemer is 1 maal 1 maal 5 is 5. En weer eens, daardie is 'n onegte breek en ons moet van hom 'n gemengde getal maak vir ons finale antwoord. So, ons gaan daardie ding skryf as 7 en 'n 5de. Vereenvoudig. 4 op 7 gedeel deur 16 op 21. Nou wanneer ons deel, die deling van 'n breek is dieselfde as vermenigvuldiging met die resiprook. Nou wat dit beteken is jy gaan die resiprook kry deur die deelteken in 'n maal te verander en resiprook beteken die getal na of die breek na die deelteken gaan jy omdraai. So eers gaan jy sê 4 op 7 maal, die deel verander in 'n maal, 21 op 16. Jy het die getal omgedraai, jy het die resiprook gekry. En nou kan jy dood eenvoudig sê, 4 gaan in homself in 1 keer, 4 gaan in 16 in 4 keer. 7 gaan in homself in 1 keer, 7 gaan in 21 3 keer. Dus bly daar oor. Bo die lyn, die teller, 1 maal 3 en onder die lyn die noemer 1 maal 4. En die antwoord 3 op 4. Voor ek aangaan, het jy al my video gelike, het jy al subscribe en jy kan sommer 'n kommentaar ook lewer. Kom ons doen nog 'n voorbeeld. 1 en 'n derde gedeel deur 5 sesdes. Nou sal jy sien, die 1 en 'n derde is 'n gemengde getal en ons moet dit skryf as 'n onegte breek. So ons gaan die 1 en 'n derde gaan ons skryf as 4 derdes, 4 op 3. Dan moet ons die deel in 'n maal verander en dan moet ons die resiprook kry. En ons kry altyd die resiprook deur die getalletjie na die deelteken om te draai. So ons gaan hom skryf as 6 op 5. Ons het die resiprook gekry. En nou kan ons uitkanselleer. So ons kan gaan en sê 3 gaan in homself in 1 keer, 3 gaan in 6 in 2 keer. En dan wat bly oor? By die teller, bo die lyn, 4 maal 2 is 8 op 5. En dan, of 8 vyfdes. Daardie is 'n onegte breek en ons moet dit 'n gemengde getal maak. Daarom skryf ons dit as 1 en 3 vyfdes. Kom ons vereenvoudig nou hierdie ene met 3 terme. Soos jy kan sien, is die 3 breuke nou gemengde getalle en ons wil hulle onegte breuke maak. So nou gaan ons met elke term individueel werk en ons gaan sê 2 maal 4 plus 1 is 9 kwarte, 9 op 4, en dan wag jy nou met die gedeeldeer, en jy los hom gedeeldeer, ons gaan eers sê 1 maal 11 plus 4, sien net, ons nog steeds die gedeeldeer, is 15 op 11,
En dan die laaste term om hom 'n onegte breuk te maak, gaan jy sê 5 maal 3 plus 1 is 16 op 3. Nou gaan ons inzoom op hierdie gedeeldeur. So wat ons nou hier gaan doen, daar's die 9 op 4, ons gaan die resiprook kry. So dit beteken, jy gaan die deel in 'n maal verander en jy gaan daardie getal omdraai en dit skryf as 11 op 15. Maar net hom, hierdie 16 op 3 los jy net soos wat dit was. Daar los jy dit. En nou kan jy uitkanselleer. So jy kan nou gaan en sê, enige plek uitkanselleer. 4 gaan in homself in 1 keer, 4 gaan in 16 in 4 keer. 3 gaan in homself in 1 keer, 3 gaan in 9 in 3 keer. En ons kan selfs dit doen. 3 gaan in homself in 1 keer en hom uitkanselleer daar. 3 gaan in 15 in 5 keer. So wat bly oor? Bo die lyn, die teller. 1 maal 11 maal 4 gee vir jou 44. En onder die lyn, die noemer 1 maal 5 maal 1 is 5. En dan is daardie ding mos nou nog 'n onegte breuk en ons skryf hom as 'n gemengde getal en die antwoord sal wees 8 en 4/5. In die volgende les gaan ek vir jou leer hoe werk vierkante, derde magte, vierkantswortels en derde magswortels en gewone breuke. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.